Hallo my liewe mens, Ben en Francis en jy. Ons is saam met Jesus by die Braambos. Ek is alweer hier in die bos en dis verskriklik lekker. En ek praat met jou hier uit my woonwa uit. Maar ek wil graag iets met jou deel wat vir my persoonlik verskriklik belangrik is. En dit voel vir my asof almal nie dink dit is so belangrik as wat ek dink dit belangrik is nie. En nou sit ek met die woord hier voor my oop en julle, dit is eintlik verskriklik as jy die woord voor jou oop het, want elke vers wat jy inasem, elke versie wat jy wil voorhou, is daar 5 ander wat ewe goed beskrywend is en wat jou skud tot in jou binneste. Ek dink daar's iets wat ons almal haat, of jy nou, ek het 'n klein seentjie en dogtertjie in graad 2, oupa se kinders, hulle verskil so 3 maande, en as jy hulle nou wil omkrap, moet jy vir hulle sê hulle is 'n kindertjie, of hulle is klein. Ons wat nou bietjie groter geword, die tieners van my kleinkinders, hulle hou nie daarvan as oupa sê hulle is kinderagtig nie. Jene, ek is op pad 70 toe, ek hou nog steeds nie daarvan as iemand sê ek is kinderagtig nie. Ons hou net nie daarvan nie. Nou wil ek jou iets met jou deel vandag. Ek persoonlik, Ben, ek vra dit oor en oor vir duisende mense en ek vra dit vandag weer vir jou. Wie is God drie-enig vir jou? Ek persoonlik glo in God, die almagtige skepper. Die woord wat in Genesis 1 al sê, en die woord was by God, en die woord was God. En op 'n later stadium sê, en die woord het vlees geword en onder ons kom woon, die Seun van God, Jesus. Ek glo in 'n maagdelike geboorte. Ek glo aan Jesus wat gelei het onder Pontius Pilatus. Ek glo aan die kruisdood. Ek glo aan die 3 dae in die graf. Ek glo hy het opgestaan uit die dode, opgevaar na die hemel, sit aan die regterhand van God en kom terug om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo dit onvoorwaardelik. Iemand het nou die dag met my gestry daaroor, ateïs, en hy sê dis nonsens, en ek sê dis 'n wilsbesluit. Hy sê jy wil hê ons met jou glo. Ek sê versekerlik jy glo, want ek het besluit dis die waarheid. Ek glo dit onvoorwaardelik. Ek glo in die uitstort van die Heilige Gees en dat die Heilige Gees beskikbaar is vir hulle wat gehoorsaam is aan die woord. Die Gees wat die wêreld nie kan hê nie. En dis 'n gesprek wat ek nog 'n uur langer kan praat as wat ek mag praat. Ek glo in die heilige algemene kerk, die saamkoms van gelowiges. Hoekom vertel ek jou al die goed wat ek glo? Ek glo die Bybel onvoorwaardelik. As hy sê die guppy visie, so groot soos jou duim, het die oom van 300 pond ingesluk. Man, die uitdrukking in Engels is cross question. Ek cross question dit nie. Ek sê, as die woord van God sê, dit is wat gebeur het dit gebeur. Ek gee nie om hoe groot die vis was nie, gee nie om hoe groot die man was nie, hy is ingesluk. Want dan is daar iets wat ek met jou wil deel vandag. Een woord. En voor ek jou daai woord sê, wil ek vir jou sê, behalwe dat ek al hierdie goed glo ek elke woord in die Bybel. Ek glo ook aan genade onbeskryflik groot. Ek glo, ons spreek die seën so graag uit, die liefde van die Here, die genade van die Here Jesus Christus,
die liefde van God die Vader en die gemeenskap van God se Heilige Gees sal met ons wees en bly. So ek glo onvoorwaardelik wat ek nou vir jou gesê het. Ek glo die woord wat sê, as jy jou sonde bely, ek, God, Jesus Christus, is getrou en regverdig om jou sondes te vergewe en nooit weer daaraan te dink nie. Maar as een woord wat uitstaan bo alle ander woorde, wat ek graag vandag met jou wil deel. Die belangrikheid van gehoorsaamheid. Jy kan alles glo, jy kan alles leef. Jy kan glo in die genade, jy kan glo in die liefde van God en die genade van die Here Jesus Christus. Jy kan glo in die vergewing van sondes. Maar as een woord, gehoorsaamheid. En onmiddellik, nou die dag is my kleinkinders daar by my en hulle maak gal en ek roep hulle en ek sê, julle maak nie reg nie, julle maak oupa se hartjie seer. Maar oupa wil julle net een ding sê, oupa is verskriklik baie lief vir julle. En oupa sal altyd julle part vat en ek is julle vakbond verteenwoordiger by julle ouers en ek beskerm julle sitvlakkies en al hierdie goed, maar binne in oupa is 'n baie kwaai pappa. En hy spring partykeer baie vinnig uit. Moenie hom terg nie. God is 'n God van liefde. Hy stuur sy seun, dat sy seun kan sterf vir my en jou sonde. 'n Som wat jy nie moet probeer maak nie, want jou verstand is te klein. Ons verstaan dit nie. Hy laat sy seun sterf, sodat ek en jy kan lewe. Dis die hoogste prys wat enige ouer kan betaal, om sy kind te laat sterf, laat ander kan lewe. Ek het mense gesien sterf op die grens, ek het ouers gesien wat se kinders gesterf het, sodat ander mense 'n makliker lewe in Suid-Afrika kon hê. Okay, ons is toegevat vir 'n ride, maar ons gaan nie nou daaroor praat nie. My liewe mens, en God het een begeerte, gehoorsaamheid. Nou wil ek eers vir jou gou blaai hier na, is dit nou Petrus, 1 Samuel 15 vers 22. Luister wat sê Samuel vir die koning. Daarop sê Samuel, het die Here behaag in brandoffers en slagoffers, soos in gehoorsaamheid aan die stem van die Here? Kyk, om gehoorsaam te wees is beter as slagoffers, om te luister is beter as die vet van ramme. Want wederstrewigheid is 'n sonde van waarsêery en eie sinnigheid en afgodery en beelde diens, omdat jy die woord van die Here verwerp het, het hy jou as koning verwerp. Hy praat met die koning Saul en hy sê vir hom, koning, God is lief vir jou. Hy het jou koning gemaak. Hy het jou genade gegee. Hy het alles gedoen om sy liefde aan jou te bewys. Maar hy het een vereiste. Gehoorsaamheid. En jy kan nie ongehoorsaam wees en 'n miljoen beeste slag en verbrand en rooksyne stuur en bid en berou en al hierdie mooi goed en dit môre weer doen nie. Dan word die genade minder. En toe blaai ek soms so hier in ESOT, my Bybel op my rekenaar, en ek
ek weet, hulle sê, ons spreek altyd, jy moet die sin en konteks gaan lees, maar ek blaai net hier deur, en ek wil net 'n paar goed onder jou aandag bring, want alhoewel ons in vlees wandel, voer ons nie stryd teen ons die stryd nie volgens die vlees nie, want die wapen van ons stryd is vleeslik, maar die kragtig deur God om vestinge neer te werp. Luister wat sê hy nou, terwyl ons, waar staan dit, 2 Korintiërs 10 vers 5, terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerp word teen die kennis van God en elke gedagte vange neem tot gehoorsaamheid aan Christus en ons gereed hou om elke ongehoorsaamheid te straf wanneer julle gehoorsaamheid volkome is. My liewe mens, luister wat God sê, God se woord. Hebreërs 5 vers 8. Al was hy die seun van God, mag ek wil hom daar oopmaak. Al praat hier van Jesus, het gehoorsaamheid geleer uit wat hy gelei het. En nadat hy volkome is, het hy almal wat hom gehoorsaam is, 'n bewerker van die ewige saligheid geword. Ons is so maklik om ongehoorsaam te wees. En dan 'n bietjie verder sê hy, eintlik moet julle almal al leraars gewees het, maar omdat julle 'n weerbarstige volk is, en julle nog op melk is, julle moes al op vaste spys gewees het, omdat julle nog kinders is. 'n Daar's niks so lelik soos 'n stoute kind nie. Ek gee nie om of dit jou kind, of my kind, of jou kleinkind, of my kind, of wie se klein, daar's niks so lelik soos 'n stoute kind nie. Psalm 103 vers 20, loof die Here sy engele, kragtige helde wat sy woord volbring, in gehoorsaamheid aan die stem van sy woord, die Bybel. Ag jene, ek is so lus en lees die Bybel deur, maar julle gaan nie saam my wil lees nie, want ek lees nogal baie stadig. My liewe mens, ek wil by jou pleit vandag. Ek wil vir jou sê, in die naam van Jesus, moet ek en jy begin, jene, wat sê regte woord, wakker word. Ons is so geneig om te sê, genade onbeskryflik groot. Ja, jy's reg. Genade onbeskryflik groot, maar met gehoorsaamheid. Ek en jy moet leer om gehoorsaam te wees. Ek en jy moet leer dat ons kan nie sê wat ons wil nie, ons kan nie doen wat ons wil nie. Ek en jy moet leer dat God verlang van ons baie min. Mense argumenteer oor 'n 10de voorbelasting, nabelasting. Mense argumenteer oor of hulle voor in die kerk moet sit of agter in die kerk, of die nagmaal in kelkies of emmers moet wees, oor die ligte wat brand of nie brand nie, of is 'n persoon wat op 'n kansel staan iets sê wat ek maak baie die fout. Ek laat Kain sommer vir Abel doodmaak of andersom, en dan bel ons en sê, nee, jy, wat 'n Bybel lees jy? Ag, so sarkasties. Maar dit pla my nie. Ons stry, ons beklei, ons skei, ons huwelike loop op die rotse, ons kinders word drug addicts, en alles lê by een woord. Ons, Suid-Afrika, maak nie saak wat 'n ras jy is nie, maak nie saak wat 'n kerk jy aanbehoort nie, is ongehoorsaam aan die woord van God. My liewe mens, 'n vrou word na Jesus toe gebring
om gestenig te word, omdat sy 'n hoer is, buiteegtelike verhoudings het. En hulle sê, sy moet gestenig word. En Jesus ignoreer hulle, hy skryf daar in die stof met sy vinger en hy speel in die modder. En na rukkie kyk hy op en daar's niemand, net sy staan daar en hy vra vir haar vrou, nou wat nou? En sy sê vir hom, nee, hulle het almal geloop. Hy sê, maar jy's ongehoorsaam. Maar dis nou my vertaling, ek is nie kwaad vir jou nie, ek wil jou nie doodgooi met klippe nie, gaan in Sondag nie meer nie. Kom ek lees vir jou Hebreërs 10 vers 26 tot 31. Want as ons opsetlik sondig, my vertaling, want as ons opsetlik ongehoorsaam is, ongehoorsaamheid is sonde. Nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, nadat jy weet wat reg is. Jy kan nie vir my sê, ek is nie gedoop nie, want my ma het nie vir my geleer nie. Maar nou het jy dit vandag in die Bybel gelees. Is jammer jou ma het nie vir jou geleer nie. Maar nou het jy dit vandag in die Bybel gelees. Bly daar geen offer vir die sonde meer oor nie. Met ander woorde, as ek opsetlik ongehoorsaam is aan die woord van God, die woord wat lewend geword het en onder ons kom woon het en sy naam was Jesus, bly daar geen offer vir die sonde meer oor nie. Ek kan nou my Pekingese hond op die spit sit en rookoffers maak, ek kan om die huis dans, ek kan dit bely, en die Here sal my vergewe. Die Here sal jou vergewe. Maak nie saak wat het jy gedoen. Maar as jy opsetlik môre dieselfde fout maak, luister wat sê die woord, ek het dit nie uitgedink nie, maar 'n verskriklike nee, bly daar geen offer vir die sonde meer oor nie, as jy dieselfde ding elke dag doen. Ek wil die voorbeeld gebruik van jy het 'n splinternuwe motor gekoop en hy staan voor die deur en jy gaan roep jou vrou en kinders en jy hardloop toilet toe en jy kom buite en hier staan jou klein seentjie, hy's 10 jaar oud met 'n swart permanent marker en hy teken 'n huisie op jou kar se deur. Hoe sê jy voel? Maar jy's 'n goeie pa. Jy het jou kind baie lief en jy's genadig teenoor hom en jy sê vir hom, seentjie, jy moenie op pappa se kar skryf met geen pen nie, never mind 'n permanent marker. Jy skryf nie op pappa se kar nie. Hy sê sorry papi en hy loop. In môre aand kom jy daar in hierdie huis, jy sit nog steeds daar, maar nou is daar 'n mannetjie by. En jy roep hom en jy sê seun, het pappa nie gister vir jou gesê, ja papi, yes papi, ek is verskriklik jammer, ek weet nie wat het my besiel nie. Okay my kind, vergeet dit nou, ek dink nooit weer daaraan nie, gaan speel. Die volgende dag is daar 3 maatjies geteken en 2 fietsse en 'n paadjie. Hoe lank gaan jy vir jou kind sê, moenie? Ek praat nie van hierdie nuwe Suid-Afrika wat lê ons met die kinders nie maniere leer nie. Ek praat van my en jou. Hoe lank gaan jy vat voor jy gaan sê, seun, kom hier, gaan na jou kamer toe, my beltaal, ek gaan jou boude 'n pak slaag gee want jy's ongehoorsaam. Maar omdat jy opsetlik ongehoorsaam is, kan ek nie elke dag jou sorry aanvaar nie, want jy lieg. Kom ek lees dit nou weer mooi aan mekaar. Want as ons opsetlik sondig ongehoorsaam is, nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, bly daar geen offer vir die sonde meer oop nie. Nou kan jy nie meer sê, ag ek is jammer, ek het nie geweet nie, ek het dit
maar 'n verskriklike verwagting van oordeel en 'n vuurgloed wat die teestanders sal verteer. Net tot daar. Kom ons lees net tot daar. In watter taal, in watter manier moet God se woorde duideliker stel aan my en jou, dat daar is genade en dis onbeskryflik groot. Daar is vergifnis van sonde, onbeskryflik groot. Die liefde van God het geen perke nie. Onthou, as ek my kind 'n pak slaag gegee het oor hy op my splinternuwe kar se deur 'n mannetjie geteken het, die 5de een in 'n ry, beteken nie ek is minder lief vir hom nie. Ek is eintlik lief vir hom, dis waarom ek hom 'n pak gee, want hier by die 15de dag hang ek hom dalk in 'n streepsak in die garage op vir 'n week. So om 'n pak te gee is eintlik genade. My liewe mens, wanneer gaan ek en jy en elke een wat hierna luister, en ek wil hê jy moet dit vir die hele wêreld stuur, besef, gehoorsaamheid is vir God belangriker as die sorries. Veral as jy opsetlik aanhou om dieselfde sonde te doen. Ek het nou die dag gepraat oor onvergeetlike sonde en onvergeeflike sonde. Onvergeeflik, sonde teen die Heilige Gees. Onvergeetlike sonde. Jy moet iemand vryspreek, ja. Jy moet nooit weer daaraan dink nie. Maar het jy al gaan probeer om jou lewensmaat wat saam met 'n ander man of vrou geslaap het, te vergewe en nooit weer daaraan te dink nie? Dis baie moeilik. En as daai persoon dit 'n tweede, 'n derde of 'n vierde keer doen, hoe lank gaan jy nog sê, ek gaan nooit weer daaraan dink nie? Maar ons verwag God moet ons vergewe. Ons bly ongehoorsaam. En as jy dit van 'n kansel af hoor, dan sê jy kwaad vir die predikant. Wie skinder by jou van my? Niemand het van jou by my geskinder nie. Die Heilige Gees sê vir my wat ek moet sê. Ek dink dit nie self uit nie. Dankie tog, ek is nie so slim nie. My liewe mens, wanneer gaan ek en jy besef, God se liefde, onbeskryflik groot, God se liefde sonder grense, die genade van die Here Jesus Christus, wat vir my en jou gesterf het aan die kruis, al hierdie goed bymekaar getel. Die Heilige Gees wat ons elke dag waarsku. Baie keer ry 'n taxi voor my in, en dan gril ek verskriklik, en dan maak ek my venster oop om vir hom te sê, watter kant van die pad moet hy ry. En voor Francis kan sê, my man, maak toe jou venster, jy gaan nou sonde doen. Het die Heilige Gees slaap vir my gesê, maak toe jou venster. Stuur hom met 'n seën. As ek dan lelik praat, is dit reg dat God my moet vergewe? Nee, ek weet hy sal, maar as ek dit elke dag doen, is dit reg van my om te vra, vergewe my? Of moet ek sê, Here, help my om dit nooit weer te doen nie? Ek dink dis 'n makliker, help my om dit nooit weer te doen nie, as om elke keer te sê, vergewe my, en jy lieg. Jy lieg vir jouself, jy lieg vir God, jy lieg vir jou medemens, jy lieg, wat ook 'n sonde is. Here, asseblief help ons, laat ons sal besef, hoe belangrik is dit om gehoorsaam te wees aan die woord. Nie bladsye uit te skeer wat ons nie van hou nie, nie versies te omseil om dit by ons aan te pas nie. Nie te verwag dat God na ons pype moet dans nie, maar dat ons volgens sy woord sal lewe. In Jesus naam bid ons dit en ons eer U daarvoor. Amen.
My liewe mens, my telefoonnommer is 072 577 1196. Asseblief, as jy deel wil wees van Jesus by die Braambos en al die woord wat ek bedien op WhatsApp wil ontvang, stuur my 'n WhatsApp na hierdie nommer toe en sê vir my ek wil deel wees van die Braambos, 'n foto in die dorp waar jy bly. Foto van jouself in die dorp waar jy bly. Baie dankie vir elke finansiële bydrae, vir elke gesprek. Ek hou nie van preek nie. Ek wil praat, maar ek wil jy moet met my terugpraat. Ja, sê vir my as ek Kain doodslaan in plaas van Abel. En ja, laat ek dit kan regstel. En moenie met my stry as dit nie in die woord van God is nie. Baie dankie vir al die gebede, vir my en Francis in besonder. Vir Jesus by die Braambos, vir Jesus is liggemeente. Baie liefde, Ben en Francis Loubser. Ons gemeente is Jesus is lig in Eastvale Springs. Sondagoggende 9:00, Woensdae aande 7:00. Kom bid saam met ons. Die Here seën u. Amen.